'n voorreg om vanmôre saam met jou verder te kuier deur God se woord. Ons is in Kolossense. Ek is Rinus van Sion in Parys en vanmôre se tema is gebed. Kan jy dit glo uit Kolossense 1 uit? En ek lees vir jou vers 9 tot 14. En as jy mooi kyk na hierdie paar verse, gaan jy sien is een lang sin. Dis ongelooflik. Ek lees vir jou. Dat jy vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig, sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en jy in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Wow, dis omtrent 'n mond vol. Een sin, een gebed. En vir die van julle wat bidders is, hier is iets om oor na te dink. Hoor net wat bid hy alles vir hulle. Ons is geneig om te bid, Here, ek kort, of help my met. Wat bid Paulus? Dat hulle die wil van God sal ken, dat hulle waardig sal wandel. En dis die belangrikste ding om te bid. Dit het ewigheidswaarde. So, as jy wil weet hoe om te bid vir jou kinders, of kleinkinders, of vriende, of ouers, hierdie gebed in Kolossense 1, vers 9 tot 14. En mag ons in hierdie dag, wanneer ons verander bid, so bid, dat God se wil in hulle lewe sal geskied, en hulle hom mag ken. Môre kuier ons verder, die Here seën jou. Amen.